Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd kosbaar is. Nou ek gesels vandag weer eens oor misleiding in die kerk en ek gaan so 'n bietjie gesels oor die New Apostolic Reformation se gedagte dat wonders en tekens natuurlik ook geld, die wealth transfer, die wederkoms van Christus gaan bespoedig. Nou as jy sulke lering in die kerk hoor, dan moet jy baie ver hardloop. Want dit is misleiding en is absoluut skokkend. Ek gaan vir julle 'n paar videoklip speel van hierdie New Apostolic Reformation leraars wat natuurlik glo dat die wederkoms bespoedig gaan word deur wonders en tekens en deur die wealth transfer. So kom ons gaan kyk wat hierdie mense leer. Nou die New Apostolic Reformation is 'n organisasie binne in kerklike kringe. Hy is besig om sy stem dik te maak en hy infiltreer die kerk met baie valse leerstellings. Ons gaan nog baie daaroor gesels, maar vandag gaan ons kyk na die Kingdom Now Theology gedagte dat die koninkryk van God gebou moet word op aarde. Voordat Jesus kan terugkom, moet ons die koninkryk voltooi en dit dan oorhandig sodat hy dan kan regeer. So kom ons gaan kyk waar hulle vashou. Nou, in die eerste plek, die Kingdom Now Theology is nie 'n nuwe leerstelling, dit is al 'n ou gedagte wat al jare in die kerke geïnfiltreer is en ons sien dit tot in Suid-Afrikaanse leraars se preke en goed, en dis baie skokkend. Nou Peter Wagner is die hoof van hierdie organisasie of die New Apostolic Reformation en is 'n man wat vashou aan hierdie Kingdom Now Theology en dit gaan alles oor prosperity, the great wealth transfer en so meer. Nou kom ons gaan lees gou wat die Kingdom Now Theology behels. It's a branch of Dominion theology that has following within Pentecostalism. It states that although Satan has been in control of the world since the fall of man, met ander woorde van Adam en Eva af, God is looking for people who will help him take back dominion. Hulle glo dat Adam en Eva dit verloor het, toe hulle gesondig het en uit die tuin van Eden gewerp is, maar dat Satan nou in beheer is, maar ons moet dit terugwen. Met ander woorde, ons moet hierdie 7 mountains moet ons nou terugwen voordat die Here kan terugkom. Now the Kingdom Theology distinguishes between the current world ruled by Satan and the world ruled by God. Natuurlik sy koninkryk. It holds the importance of the kingdom of God as a core value and teaches that the kingdom currently exists in the world but not yet in its fullness. So met ander woorde, dit moet gebou word aan, ons werk daaraan, ons moet dit terugwen, en sodra dit teruggewen is, dan kan die Here terugkom. Maar hierdie mense glo dat daar sekere goed wat moet gebeur, soos wonders en tekens, en dan moet die wealth transfer, al hierdie goed moet plaasvind, voordat die Here regtig kan terugkom. Anders kan hy nie terugkom nie. Kom ons gaan luister na Larry Hutch, 'n man wat glo dat wonders en tekens en al hierdie goed deel daarvan is en dit gaan die wederkoms bespoedig. And we need the supernatural to usher in the coming of the Messiah. We need the confirmation of God's word with signs and wonders and miracles. And when that happens, and that's what this is about. This is that Moedim. This is that appointed time, Sid, for God to confirm to the world the word of God is true. Jesus is the Messiah, and he's going to confirm it with signs, wonders, and miracles. Nou, die belangrike om te onthou is, wat het in die boek van Handelinge gebeur? Daar het die Here deur wonders en tekens, het hy bevestig dat hy die Messias is, dat hy die ware evangelie is, en dit is wat die apostels gedoen het in die boek van Handelinge. Maar hierdie mense glo dat vandag dit weer gedoen moet word, sodat die wêreld kan sien dat hy waarlik die Messias is, en dat wonders en tekens, dit sal wees wat die wêreld sal omdraai. En die Bybel sê, soek iemand wat soek na 'n teken, is dit nie 'n oorspelige geslag nie, en hierdie mense hou vas aan hierdie gedagte van wonders en tekens en die wealth transfer en so meer. En dit is absoluut basies waaroor dit vir hulle gaan. So dit gaan vir hulle oor miracles, signs and wonders, en dit is wat Larry Hutch dan ook sê. Nou, soos jy kan sien, hierdie mense, die prosperity gospel speel 'n baie belangrike rol, dat hulle sê dit moet plaasvind voordat die wederkoms kan plaasvind. Kom ons gaan kyk wat sê Dutch Sheets.
Hy praat oor die wealth transfer en dat dit Jesus se wederkoms gaan bespoedig. Kom ons gaan kyk. God's people and his kingdom will begin to rule and reign. I know that's why God got Raphael's son elected. This will begin what we call the end-time transfer of wealth. And that when these Gentiles begin to receive this blessing, they will never go back financially through the valley again. They will go and grow and grow. You can trust me. We will become so blessed that we will usher in the coming of the Messiah. Nou, dit is baie skokkend om te kyk wat hierdie mense glo. Hy glo dat God hier gaan begin regeer. Net ander woorde deur die New Apostolic Reformation en dit natuurlik die wealth transfer wat gaan plaasvind, want die wealth transfer is baie belangrik en hulle glo natuurlik dat dis wat natuurlik die Peter Wagner geskryf het, hierdie boek The Great Transfer of Wealth, en hulle glo dit is die groot teken dat die koninkryk van God gebou kan word en dan kan ons vir Jesus nooi, sê hulle, dat hy kan kom regeer. En dit is absoluut onskriftuurlik, dit is eintlik demonies. Dit bestaan nie, dit staan nie in die woord van die Here nie, maar hierdie mense hou vas daaraan. Hy sê dit wanneer hierdie goed begin gebeur, dan sal Jesus terugkom. En dit is wat Dutch Sheets. Nou Dutch Sheets is een van die apostels in die New Apostolic Reformation en baie skokkend as jy kyk wat hierdie mense glo. En dit wat as dit in jou kerk verkondig word, dan moet jy dit onmiddellik aanspreek. Jy moet as 'n ware pad gee uit hierdie valse leringe uit. En dis wat in ons kerke gebeur. Baie mense besef dit nie, maar dit word op 'n baie subtiele wyse aan jou opgedis. En dit klink so mooi, maar hulle is baie besig om subtiel jou te breinspoel, dat dit is wat moet gebeur, en dit is wat die wederkoms van die Here gaan bespoedig. Nou kom ons gaan luister na nog 'n videoklip, die laaste ene van Jesse Duplantis, waarin hy natuurlik ook sê dat as jy God nie geld gee nie, jou tiendes nie gee nie, of jou geld nie gee nie, dan kan die Here nie terugkom nie. Kom ons gaan kyk. So what Satan did, I honestly believe this, that the reason why Jesus hadn't come is because people are not giving the way God told them to give. You see what I'm saying? Wow. I mean, when you understand it, you can speed up the time. You know, and I pray for the Lord all the time. I say, speed up the time. Jesus sped up the time for Mary at the wedding of Cana. I mean, she wanted him to turn the water into wine, and he says, not my time. Right. But, you know, mama put the pressure on him. Yeah, mamas can put the pressure on you, boy. You know, I carried you in my body for 9 months, and your daddy didn't like you, but I saved your life. All kind of crazy stuff. You know what I'm saying? Things of that nature. See, that's why you can usually say something bad about somebody's daddy, but you better not say nothing about mama. That's see? right. So what I realized that poverty is a curse, and Satan used it through the church to move people emotionally to give. What we're doing here at this Victory-thon is to move you by faith to give. Not through an emotional response, but to get Jesus to speed, or the Father to speed up the time. Right. See? And he wants to do that. Nou Jesse Duplantis is een van die mees gevaarlike valse leraars wat jy kan kry. Ek dink nie eers hy weet wat die ware evangelie is nie. Hy sê Jesus kan nie terugkom nie, want die mense gee nie geld nie. Nou hoekom gee hulle nie geld nie? En dan natuurlik is die mikpunt hier basies op die tiendes, die gee van jou tiendes, dis waaroor hulle gaan. As jy nie vir God gee nie, dan beroof jy God van die tiendes wat hom toekom, en dit is een van die redes, as jy nie gee nie, dan kan Jesus nie terugkom nie. Wat 'n skokkende gedagte, en dis wat hierdie mense glo en vashou aan, en ons moet baie bedag wees op hierdie goed. En dis hoekom ek video's gedoen het, juis oor die gee van tiendes, is dit Bybels, en so baie mense word gemanipuleer om te kan gee. Want hulle sê, Jesus kan nie terugkom nie. As jy nie gee nie, dan gaan die Here nie terugkom nie. En so word jy emosioneel gemanipuleer om jou tiende te gee, of jou geld te gee vir die kerk, maar hierdie geld gaan eintlik maar net direk na hulle sakke toe. En hulle sal dit nooit vir jou sê nie. Dis absoluut baie skokkend. Nou goed, ek gaan afsluit. Wees gewaarsku teen hierdie valse leraars. Dis baie gevaarlik. Hierdie mense sal jou in die gehoor streel en hulle sal vir jou manipuleer baie subtiel sodat jy moet geld gee, en dis wat hulle ook doen.
Maar die Bybel sê baie duidelik in 2 Petrus 2 vers 1 tot 3, maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike kettery sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. En dit is baie duidelik, die Here waarsku ons teen hierdie tipe mense, en dit is nie evangelie nie, dis 'n valse gospel, en ons kan nie daaraan vashou nie. As kind van die Here moet jy bedag wees teen hierdie valse leerstellings. Nou ja, ek gaan afsluit en sê, mag die Here u seën, dat ons tot op 'n volgende keer wanneer ons weer gesels. Totsiens.